2 Kronieke 7 vers 15 en 16 sê, ek sal luister na elke gebed wat hier vandaan gebid word, want ek het nou hierdie tempel gekies. Dit sal altyd my huis wees, ek sal altyd self hier wees. Nadat Salomo die majestueuse tempel voltooi het, het hy dit aan God gewy. Die heerlikheid van die Here het die gebou gevul en die kinders van Israel het op hulle aangesig geval en gejuig. Later het die Here aan Salomo verskyn en hom verseker dat hy die tempel as 'n offerhuis gekies het. Toe hy die hemel toegesluit het en die reën teruggehou het, of die sprinkane beveel het om die land te verslind, of siekte onder die volk gestuur het, het hy hierdie belofte aan Salomo gemaak in 2 Kronieke 7 vers 14. En hy sê, as my mense, nie die parlement of die Hooggeregshof of wie ever ook al nie, wat by my naam geroep word, nie die naam van die ANC of die DA of die EFF nie, maar die God van die hemel en die aarde, wat ons na sy beeld geskep het, hulle self verootmoedig en bid, geen flitsende pretensies nie, maar berouvolle harte wat vergifnis soek, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Ons is die tempel van die Heilige Gees, die woonplek van die ontzagwekkende Allerhoogste God. Ons is uitverkies, geheilig en verseël met sy naam. Sy ore is oop en sy oë is oplettend vir ons gebede. Sy blik is op ons en sy hart is vir ewig vir ons. Aba Vader, dankie Here vir hierdie woord. Dankie dat ons kan weet dat ons is die woonplek van Heilige Gees. Dankie Here dat U altyd op die uitkyk is vir ons. Ons loof U, ons prys U en ons eer U in Jesus se naam. Amen.